Almagtige God en Hemelse Vader, Here, in die eerste instansie is ons so dankbaar dat ons die voorreg het om vanoggend hier in die openbaar by mekaar te kom, sonder om te vrees vir vervolging. Dat ons saam as 'n gemeenskap van geloof kan deelneem aan U nagmaal wat U 2000 jaar terug ingestel het, sonder die vrees dat iemand dit van ons gaan ontneem of dat daar enige onreg teen ons gepleeg gaan word. Here, dan kom vra ons, maak ons harte ontvanklik vir die brood en die wyn. Om vra ons, Here, maak ons harte ontvanklik vir U woord vanoggend. Mag U ons inspireer vir die week wat voorlê en mag ons hierdie boodskap uitdra in die wêreld daar buite. God van vrede, mag ons weet dat U die mense wat op ons gebedslys is, ondersteun en dra. Mag ons rus in die feit dat ons weet, U by hulle is van elke liewe sekonde, van elke liewe dag. En Here, bid ons U rykste seën toe oor diegene wat in hierdie komende week verjaar. Here, mag hulle U teenwoordigheid elke liewe dag beleef en ervaar. Wees met ons deur die loop van ons diens vanoggend. Staan ons by, vul ons beker. In U groot en heilige naam bid ons dit. Amen. Net so sittend nader ons tot die Here wanneer ons saam die lied sing, Heer, gee vandag ons dag se brood. Kom ons nader tot die Here. Heer, gee vandag ons dag se brood. Hier staan ons by in al ons nood. Hoed wanneer ons so gou vergeet, dat U ons dag se brood uitmeet. Heer, seën tog vandag ons se brood, en laat ons ander help in nood. Laat ons bereid wees om te deel, want U gee altyd weer soveel. Heer, U is self die lewensbrood. U deel U self uit in U dood. U het ons selfsug so vergeef. Nou kan ons uit die liefde leef. Lyk my ek is te vinnig vanoggend. Ek groet jou vanoggend met een van die bekendste verse wat ons het in die Bybel. En dit is 'n vers wat ons so maklik en so eenvoudig vir mekaar sê, nie nou in hierdie koningskrytyd van die Here nie, maar wanneer ons opgewonde en in afwagting is vir die Kersfeestyd wat kom. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouers, hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Ons God is wonderbaar. Ons God staan ons by in elke liewe situasie. Hy is almagtig. Hy is ons ewige Vader. Hy is ons vredevors. Hy bewerkstellig vrede in ons harte. Daarom, my liewe vriend en vriendin, genade en vrede vir julle van God ons Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees wat hier in ons midde
teenwoordig is. Amen. Ek wil jou uitnooi om op te staan en 'n loflied tot eer van die Here te sing, waar ons hierdie Kersfees gevoel mee voortgaan in ons liturgie. Staan saam met my en sing tot eer van die Here. Kom alle getroues, vrolik en vol vreugde, o kom in die Gees nou na Bethlehem. Loof dan die kindjie tot ons heil gebore, buig daar en aanbidding, buig daar en aanbidding, buig daar en aanbidding, voor Jesus die Heer. 'n kind is gebore, loof die God van liefde, hy kom ons verlos, hy is wonderbaar. Raadsman en sterke, God en vors van vrede, ons buig en bly aanbidding, ons buig en bly aanbidding, ons buig en bly aanbidding, verlosser en Heer. Om lof sing die Here, loof hom al wat lewe, wees vrolik besing nou sy majesteit. En die getroue bly ons ook behoue, ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, gesalfde en Heer. Kan die sitplek inneem. Ek wil jou uitnooi om jou Bybel vanoggend oop te maak by Lukas 12 vers 49 tot en met vers 56. Nou op hierdie stadium ken ons nou al die Lukas Evangelie, ons weet wat is die sentrale temas in die Lukas Evangelie, ons weet waarmee Lukas besig is en waarskynlik vir watse groepering hy sy evangelie geskryf het. En daarom wil ek vanoggend nie julle verveel met 'n klomp agtergrondinligting ten opsigte van die Lukas Evangelie nie, maar wil ek net iets sê wat ons altyd in ons gedagtes moet hou wanneer ons enige teksvers of enige perikoop of enige gedeelte vanuit Lukas wil lees of verstaan in ons huidige konteks, in ons huidige wêreld. En hier moet ons vir mekaar sê, Lukas staan bekend as die universele evangelie. Dit is die evangelie wat geskryf is, waarin God se liefde, waarin God se genade, waarin God se verlossing nie net vir 'n sekere groep mense bedoel is nie, maar dat dit vir die hele skepping in sy totaliteit bedoel is en verstaan moet word. En dis wat ons moet weet. As Lukas praat van die barmhartige Samaritaan, is dit want Jesus het gekom vir die barmhartige Samaritaan. Die beste voorbeeld wat ons in die Bybel kry, of in die Lukas Evangelie kry, waar hierdie universele verstaan van verlossing en genade met ons gedeel word, is dan natuurlik die gedeelte van die verlore seun. God, ten spyte van die kind wat sy rug op hom draai, kies om hom lief te hê, kies om saam met hom die pad te stap,
kies om saam met hom deel te wees in alle fasette van sy lewe. En dit moet ons weet wanneer ons hierdie kontroversiële gedeelte vanoggend gaan lees. Ek wil jou vra, kom ons nader tot die Here, wanneer ons saam hierdie lied bid en sê, Gees van God, berei ons harte voor. Gees van God, maak ons bereid om nou te hoor wat U vir ons sê. U het die brood gebreek, eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer. Net so sittend, kom ons bid tot die Here. U het die brood gebreek, eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer. Wil steeds die waarheid meer aan my ontvou, tot ek ook in U woord my Heer aanskou. U is die lewensbrood, Heiland vir my. U is die waarheid, Heer, U maak my vry. U beeldstraal uit die skrif, so helder voor. U soek ek hier U self voor lewend woord. Ek lees vir ons Lukas 12 vers 49 tot 56. Sal julle weer vir my aangaan op die bord asseblief, Sander? Nou moet ek het gekom om 'n vuur op die aarde aan te steek. En hoe wens ek dat dit al aan die brand was. Ek het 'n doop waarmee ek gedoop moet word. En hoe swaar lê dit nie op my totdat dit afgehandel is nie. Dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, sê ek vir julle, eerder verdeeldheid. Want van nou af sal 5 mense in een huis verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Daar sal verdeeldheid wees, vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter en dogter teen moeder, skoonmoeder teen haar skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder. Toe sê hy vir die skare, wanneer julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik, daar kom reën, en dit gebeur so. En wanneer die suidewind waai, sê julle dit gaan baie warm word, en dit gebeur ook. Skynheiliges, julle weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lig te beoordeel. Maar hoe is dit dat julle nie weet hoe om hierdie beslissende tyd te beoordeel nie? Tot sover. Ek dink teen hierdie tyd het die gemeente nou al agtergekom dat die liedere en die teksgedeeltes wat ek kies in ons liturgie nou nogal redelik opsetlik is. Daar is 'n rede hoekom ons vanoggend Jesaja 9 vers 5 gelees het as ons verklaring van God se identiteit. Daar is ook 'n rede hoekom ons saam 'n bekende Kersfeeslied gesing het, kom alle getroues. En ek hoop toe julle daai vers gehoor het en ons reaksie op daai vers so 'n warm gevoel in jou binne gemaak het. Daai idee van, alhoewel dit nou eers Augustus maand is, Kersfees is nou nader as wat dit 2 maande terug was. Nee, daai ding van, die Desember vakansie is om die draai, die rus, die vrede wat ek gaan beleef wanneer ek uiteindelik
op vakansie kan wees, of wanneer dit nou uiteindelik Kersfees is. Ek wonder wat ek vir Kersfees gaan kry. Ek hoop ek het daardie gevoel in julle binneste bewerkstellig. Want toe ek hierdie gedeelte lees, het ek 'n praktiese voorbeeld gesoek van hoe ons Jesus se woorde in ons huidige omstandighede, in ons huidige lewe vandag kan verstaan. En ek het toe nou iets raak gesien in die laaste paar jaar wat ek in die bediening is, en dit is vir my vreeslik interessant gewees. Soos wat ons kinders deur die kategese program gaan, is dit nou nogals interessant as jy na kategese materiaal kyk, die besonderse fokus wat kategese materiaal maak op Bybelstories, nee? Ons almal het groot geword met 'n inkleurprentjie van Noag en sy ark. Ons het almal van Adam en Eva gelees in ons kinderbybels, en ons almal het hierdie wonderlike beelde en herinneringe van toe ons kinders was, en hoe hierdie verhale, ek meen, die seuns was mal en is nog steeds vandag mal oor Dawid en Goliat, hierdie jong mens wat teen hierdie reus beklei. Ek meen, dis wonderlik, dis fantasties. En hierdie kinderbybel vat Jesus, hy vat ons geloof, en op 'n sekere punt word dit liewe Jesus. Nee, Jesus is oulik, Jesus is fantasties, Jesus is liefdevol, Jesus is mooi, Jesus is perfek, nee, hy's hierdie oulike mooi prentjie van al die kinders wat om hom staan, en hy lees vir hulle Bybel, en ons huppel net in die sonneblomme, en dis wonderlik, en dis fantasties, want ons is Christene, ons is gelowiges, ons glo en ons vertrou, ons baie keer in ons geloofspad hak vas by hierdie liewe oulike Jesus. Maar ons vergeet, hierdie liewe oulike, pragtige Jesus wat sê, laat die kindertjies na my toe kom, het genoeg op sy tyd gedoen, dat hy die tempelowerhede en die regeringsowerhede so kwaad gemaak het, dat hulle hom gekruisig het, dat hulle hom tot dood toe veroordeel het. Nee, ons Bybels sê vir ons, hulle wou so graag vir Jesus gekruisig het, hulle was alraai daarmee om Barabbas, iemand wat skuldig bevind is aan moord, vry te laat, want Jesus Christus, as gevolg van die dinge wat hy gesê het, as gevolg van die dinge wat hy gedoen het, moet gekruisig word. En dit is wat ons vir mekaar moet sê. Ons moet vir mekaar sê wie Jesus eintlik was. En hier gaan haal ek Johannes in daai eerste sin om te sê, Jesus het gekom om vir die wêreld te wys hoe om by die Vader te kom. Nee? Jesus het gekom om vir ons te sê, maar dit is die pad wat jy moet stap, dit is die roete wat jy moet volg, dit is die dinge wat jy moet doen om 'n verhouding met die ewige Vader te hê, om saam met die Here 'n pad te stap, om te weet dat die Here by jou is in alle omstandighede. Maar Jesus self, op die pad wat hy gestap het,
om vir sy disippels te wys wat amper nooit verstaan het wat hy bedoel het nie, om die skares wat hom agtervolg het, net om te sien wat sy volgende wonder hy gaan doen, het presies hierdie goed in die gesig gestaar. Dit is 'n pad van verdeeldheid. Dit is 'n pad van ongemak. Dit is 'n pad van seer. Jesus Christus, die aand voor sy kruisiging, is in die tuin van Getsemane op sy knieë. En hy is so angstig, hy is so bevrees oor wat nou met hom gaan gebeur, dat hy bloed sweet. Dat hy die Vader smeek, Here, laat hierdie lydingsbeker my verbygaan. Maar Jesus is mooi. Jesus is oulik. Jesus is liewe Jesus. Dis veroordelend. Want almal rondom hom het hom gevra, hoekom doen jy dit? Dis nie wat die Messias moet doen nie. Moenie so optree nie, want die Fariseërs gaan kwaad wees teenoor jou. Moenie dit doen nie, want die Romeine gaan teen ons optree. Ons moet versigtig wees met hierdie beweging wat Jesus gebring het. Dit is alles behalwe vredevol. Nou bring ek ons terug na daai warm gevoel toe. Ons het saam gesing, ons het Jesaja 9 vers 5 gesê, magtige God, vrede vors. Die engele, ja, maar hy is die vredevors. In Lukas 2 vers 13 tot 14, wanneer die engele by Jesus se geboorte is, wat skree hulle uit? Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof, eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehaag het. Hier sê Jesus dit vir ons duidelik. Raak hy in Lukas 12 eintlik so frustreerd met die mense rondom hom, dat hy hom sal amper half vererg, en hy sê, ag, ek wens dit was sommer net die einde van die tye, want as dit nou die einde van die tye is, dan sou almal geweet het waaroor dit gaan, sou almal nou in lyn geval het, en sou almal die regte ding gedoen het. Maar hy weet wat is die pad wat hy nou moet stap. Hy weet wat nou gaan plaasvind. Hy weet wat die uiteinde is. Ek het gekom om 'n vuur op die aarde aan te steek. En nooi ek jou uit, as jy nog nie gekyk het nie, om ons woord vir die week, wat ons nou Vrydag uitgestuur het, te gaan kyk. En in hierdie woord vir die week, het ek 'n interessante stelling gemaak, want dit spook by my nou nog steeds. Nee? Wees versigtig wat jy die Here voorvra. Toe haal ek 'n voorbeeld aan uit Evan Almighty. Julle kan die res van die video gaan kyk. Maar dis basies, dit gaan daarop neer, die vrou vra, Here, gee my meer geduld, dat ek meer geduldig is teenoor my kinders, teenoor my man, teenoor my skoonouers, soos Jesus tereg hier aanhaal. En dan antwoord Morgan Freeman in hierdie film maar gaan die Here jou nie die geleentheid gee, of jou in 'n situasie plaas, waar jy meer geduldig moet optree nie. As ons dan vir die Here vra, Here, gee my vrede in my gemoed, gaan die Here jou dan nie in 'n situasie van oorlog sit, sodat jy vrede in jou gemoed kan bewerkstellig nie. Here, gee my meer liefde. Here, gee my meer sagmoedigheid.
Kom ek sê dit mooi in 'n gebed. Liewe Jesus, gee my meer liefde. Liewe Jesus, gee my meer sagmoedigheid. Gaan die Here jou dan nie in 'n situasie van haat sit, sodat jy liefde kan bewys nie. Gaan die Here jou nie in 'n situasie sit waar iemand se hart hard is nie. En jou die geleentheid gee om meer sagmoedig op te tree nie. Want wat het ons gaan doen? Ons het ons geloof mooi verpak in 'n boksie en ons het gesê, ons soek net die mooi. Ons soek net die oulik. Ons soek net die lekker gedeelte van ons Christelike geloof. Ons wil net hê Jesus moet vir ons sondes sterf aan die kruis. Ons wil net hê ons sondes moet vergewe word. Maar daar's iets wat bykom. Daar is iets wat ons ongemaklik moet laat. Daar is iets wat vir ons moet sê, maar as gevolg van hierdie gebeure, as gevolg van hierdie dinge wat nou plaasgevind het, kan ons nie meer soos kinders by die voete van die Here sit nie, maar gaan ons kruis moet opneem en sê, Here, wys my. Wys my waar kan ek vrede bewerkstellig. Wys my waar kan ek haat in liefde verander. Wys my waar ek 'n harde hart, 'n sagte hart kan maak. Here, wys my waar ek meer genadig, waar ek meer geduldig, waar ek meer selfbeheersing kan toepas. Ek is deesdae op hierdie punt, as ek 'n PS chocolate in 'n winkel sien, kan ek nie nee sê nie. En sê ek nou, is my gebed vir die Here, Here asseblief, my klere begin nou styf sit, ek moet nou begin nee sê. En as ek weer sien, wragtig dan die Checkers weer PS chocolates. Dis die punt. Om te besef, waar vrede nodig is, moet daar oorlog wees. Moet daar verdeeldheid wees. Moet daar seer wees. Moet daar ongemak wees. Ons wil dit nie vir mekaar sê nie. Predikante wil dit nie preek nie. En hoekom? Hoekom wil ons die ongemaklike gedeelte van ons geloof in die gesig staar? Jesus sê dit. En ons kan net na die eerste eeuse wêreld toe gaan om dit te beleef. Die beweging wat uit Jesus tot stand kom, het letterlik dit wat hy hier sê, laat gebeur. Families is uit mekaar uit geskeur. Want een sê, maar ek het tot bekering gekom. Ek kan nie meer hierdie gode aanbid nie. Dit is nie die pad nie. Dat die hoof van die huis vir daai persoon dan nou sal sê, in hierdie huis doen ons so, vat jy jou goed en loop. Jy's nou nie meer deel van hierdie huishouding nie. In 'n wêreld wat gesentreerd is rondom die groepsidentiteit, was dit 'n doodsvonnis gewees vir daardie mense. Party was gelukkig gewees en het die hele familie tot bekering gekom. Wat sê die teks vir ons subtiel? Die hoof van die huis, die pa, die patriarg, het tot bekering gekom. En dan, wat die pa sê, dit moet gebeur. Maar as julle in my huishouding was, dan sal julle weet, pa dink hy's baas, maar ma weet alles. Hoe het dit nie gelyk in daai wêreld nie? Dis maklik. Ons staan hier by die doopfont, ons doop, ons lê 'n belofte af. Maar kom ons tot die einde van dit. Ek sal graag 'n studie wil doen oor hoeveel babas gedoop is en hoeveel kinders dan nou belydenis van geloof aflê. Hierdie kinders wat belydenis van geloof aflê,
Wonderlik, hulle het belydenis van geloof afgelê. Waartoe gaan hulle? Ons sien hulle vir so statistieke sê vir so 5 tot 10 jaar nie weer in die kerk nie. Wanneer sien ons hulle weer? Dominee, jy moet my trou. Dan woon hulle weer so 'n bietjie kerk by. Dan verdwyn hulle weer. Trou dominee hulle. Dan woon hulle weer so 'n bietjie kerk by. Verdwyn hulle weer. Kom eerste babietjie, dominee, jy moet ons babietjie doop. Doop babietjie, dan verdwyn ouers tot en met katekese. Dan het ons jou. Vir 16 jaar dan het ons jou nou vas. Dan kom jy nou kerk toe. Dis nie wat Jesus hier sê nie. As jy sê ek's 'n volgeling van Jesus, is dit die pad wat jy stap. Oorlog, verdeeldheid, seer, ongemak en lyding. Hoekom? Want die Here roep ons om anders te wees as die wêreld daar buite. En die wêreld hou nie daarvan nie. As ek sien iemand is in die moeilikheid as gevolg van een of ander uitlating wat 'n Christen ou gemaak het, dan ja, jy moet eers ondersoek instel, weet die ou waarvan hy praat of weet hy nou nie waarvan hy praat nie. Maar om te besef, maar weet jy waar ons gaan ons tweestryd veroorsaak. Want ons wese, ons manier van doen, ons geloof is reg lyn teenoor hierdie wêreld. Moet ons dit vir mekaar sê? En moet ons dit vir mekaar bely? En moet ons dit so uitleef? Dit beteken ons moet ons kruis opneem. Dit beteken ons moet besef, soos wat ons hier sit, gaan ons verskil. Soos wat ons hier as 'n gemeenskap van geloof is, gaan ons verskil teenoor die wêreld buitekant hierdie mure van hierdie gemeente. Dat dit nie maklik is nie. Ons sê so vinnig en so maklik vir mekaar, maar om 'n gelowige te word is net 'n gebed. Yes, om 'n gelowige te bly. Dit is waar dit moeilik raak. Jesus as voorbeeld te gebruik in alles waarmee ons besig is. Terug te kom by my vraag. Is Jesus die vredevors? Sonder twyfel. Het hy gekom om vrede te bring? As ons antwoord is ja, dan moet ons weet, wat was die situasie? Was 'n situasie van oorlog? Was 'n situasie van haat? Was 'n situasie van ongemak? En moet ons as gelowiges nie daarvan weghardloop nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en almagtige God, Here, hier waar ons aan die einde is van ons woordverkondiging, kom vra ons dat U saam met ons sal wees in hierdie week wat voorlê. Here, dat ons vir vrede sal nastreef in ons werksruimtes, in ons skoolruimtes, in die plekke waar ons beweeg hierdie week. Here, dat ons sal nugter wees oor dit wat ons vir mekaar sê en dit wat ons vir U vra. Maar Here, dat ons die braafheid sal hê om te sê, Here, gee my geduld. Here, gee my meer liefde. Here, gee my sagmoedigheid. Here, gee my selfbeheersing. Maar om te weet en te bely
dat U ons in situasies gaan sit waar ons meer selfbeheersing moet toepas, waar ons meer geduld moet toepas, waar ons sagmoedigheid gaan moet toepas. Gees van God, wees met ons in hierdie week wat voorlê. In die groot en heilige naam bid ons dit. Amen. Wil jou uitnooi om jou hart voor te berei vir die nagmaal en die manier hoe ons dit dan nou vanoggend gaan doen is aan die hand van 'n lied wat die koor vir ons voorberei. So julle moet my net so 'n paar sekondes gee. Die koor het gesê ek moet by hulle staan vanoggend, saam met hulle sing en dan gaan ek terugkom en dan kan ons die instellingswoorde doen van die nagmaal. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan skryf Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot in die vers 26. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waar hy oorgelewer is, brood geneem nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd
die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daaraan drink tot my gedagtenis. Elke keer as jy van hierdie brood eet en aan die beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal in sy wese het ons nou al baie keer vir mekaar gesê, is ten eerste vir ons 'n terugblik in die verlede. Dit is 'n vertelling van Jesus Christus wat alles behalwe vrede bring. Dit is 'n vertelling van Jesus Christus wat teen die grein van die wêreld beweeg het, sodat ons in volle teenwoordigheid 'n verhouding met die Here kan hê. Dat ons saam met hom kan stap in alles waarmee ons besig is. Dit bring ons terug na die Here. Dit bevestig vir ons dat Jesus Christus nommer 1 vir ons gesterf het en die dood vir ewig en vir altyd oorwin het. Maar dat daar vir ons goed iets is wat ons moet doen. Ons moet die goeie nuus, ons moet die evangelie van die Here in die wêreld daar buite uitdra, sodat almal kan aansit van aan die nagmaal. Dan voor my skouer in die toekoms om te sê, maar weet jy, hierdie is nie net 'n oomblik waarin ons Jesus se dood herdenk, maar om te sê, maar ons fees vier. Hoekom? Want Jesus Christus, die Gees van God, is tussen ons. Hy lei ons en hy leer ons, hy stap saam met ieder en elkeen van ons. Waarom kan ons nie deelneem aan die nagmaal as ons nie saam as 'n gemeenskap van geloof by mekaar kom en ons geloof bring? So wil jy uitnooi, staan saam met my en te lei geloof saam met my hardop. Terwyl hulle na vore kom, ons was opsetlik gewees toe ons uitvind oom Johan dat die Fransie is terug, maar is maar eintlik net hier om op te pak. Toe het ek verlede week saam met hulle die pad gestap en vir hulle gevra, maar hoe kan ons vir julle totsiens sê? Toe sê ons, maar die beste manier is dat hulle vir oulaas saam met ons aan tafel sit om deel te wees van ons nagmaal. So ons kan dit sê, hulle is in besonderse wese ons eregaste vanoggend. Met ons gaste aan tafel, ons geloof bely, ons instellingswoorde van wat die nagmaal is en hoe ons die nagmaal moet verstaan, nooi jou uit om jou hart in voorbereiding te bring vir
die elemente wat ons nou saam gaan gebruik. Kom ons bid saam. Barmhartige God en hemelse Vader, ons dankie vir Jesus Christus wat met sy liggaam wat gekruisig is en bloed wat vergiet is, ons tot die ewige lewe voed en versterk. Gee dat ons nie met ons harte aan die sigbare tekens van die brood en wyn vaskleef nie, maar gee dat ons nou ons harte ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand is. Gee dat deur die werking van die Heilige Gees ons geloof versterk word tot meerdere diens in die koninkryk en tot verheerliking van U naam. Here, wees saam met ons in hierdie oomblik waar ons saam die nagmaal gaan gebruik. In die groot en heilige naam bid ons dit. Amen. Ons doen eers die brood, nee. Eers die brood, ja. Okay. Ons gaan die brood instel en dan gaan ons dit uitdeel, dan gaan ek op 'n punt net kom dat ons die wyn instel en van daar af. So vir 'n oomblik wees dit net jy saam met die Here waar ons saam die nagmaal gebruik. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam vir ons gebreek is. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink daaraan en glo dat Jesus Christus se bloed vir ons sondes gevloei het. Ek wil dan nou net noem, julle sal sien, die vrugtesap is die binneste 6 kelkies. Dit lyk baie dieselfde as die wyn. As daar enigiemand is wat uit die beker uit wil drink, gee net 'n aanduiding. Ek wil net so vra, is daar enigiemand oorgeslaan? Die diakens kan maar vorentoe kom. Ons twee is oor, ons twee.
Gee my die beker ook asseblief as die ander is net weer. Yes. Dankie. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons loof en prys U dat U uit genade U seun aan ons geskenk het as middelaar wat deur sy kruis en opstanding die straf op ons sondes gedra het en so vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons dankie dat U aan ons die geloof skenk waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dankie dat ons opnuut deur hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy kom, sal gebruik om ons daagliks te laat groei in die regte geloof en die innige gemeenskap met Christus. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees U goddelike doel met hierdie nagmaal sal bereik. Amen. Met ons nagmaal wat ons nou gebruik het ek nou oom Johan en tannie Fransie hier voor ons en moes ek regtig hard soek om 'n foto van hulle te kry en die oulikste foto wat ek gekry het is by verlede jaar se Toeka-tieners Kersete gewees, waar hulle saam net geëet het en gesels het saam met die gemeente. Nou as ek dit nie verkeerd verstaan nie, het oom Johan my altyd van die begin af wat ons hier gekom het, my vreeslik laat tuis voel, want sy eerste woorde is, hy het groot geword in Villiers. So, hy ken vir oom Jannie Gilomee, wat nou 'n baie ou oom is, baie knorrige ou oom. Maar ja, en hy ken 'n klomp mense van waar af ons gekom het. En was dit gerusstellend om te weet, hier's iemand wat ons konteks geken het toe ek en Danel hier aangekom het, maar wat ook 50 jaar, 50 jaar. Hulle was hier toe hulle besluit het om oor die kerkgebou en hoe die kerk sou lyk. So, hoe dan nou anders kan ons nie as 'n gemeenskap van geloof om julle te groet en te sê, ons stuur julle Jeffreys Bay toe, met die wete dat ons nou 'n vakansiehuis ook daar het. En dat ek beslis eenmal 'n jaar huisbesoek by julle nog steeds moet kom doen. Oom Johan het so mooi die laaste ruk in my gesprekke met hulle, want dis baie swaar. Hulle wortels is baie diep hier in Vanderbijlpark. Het hy gesê in Prediker 3 staan daar is 'n plant om uit te trek, daar's 'n tyd om te plant en daar is 'n tyd om uit te trek.
En hy sê, ja, hulle is nou besig om uit te trek, maar die koneksie wat jy maak met uittrek is om te sê, jy trek 'n bossie uit en jy gooi hom weg, want jy wil nie weer hê die bossie moet weer daar groei nie. Maar hulle word nie uitgetrek nie, hulle word uitgeplant. En mag hulle die gees van God daar in Jeffreys Bay beleef en ervaar, en mag hulle vir daai tieners daar sê wat elke jaar gaan rage of wat ook al hulle doen vir hulle matriek afskeid, vir hulle sê, onthou jy moet net so nou en dan bietjie kerk toe kom. Nee, en die evangelie van die Here so in die wêreld daar uitdra. Van ons gemeente se kant af het ons dan nou vir julle 'n groete geskenkie danksy ons gasvryheidskommissie wat al die moeite gedoen het om dit vir julle voor te berei. En is dit my voorreg om dit vir julle te gee. Baie dankie hoor. Dankie vir alles. Baie dankie. Dankie vir alles wat julle vir ons doen hoor. Dit is 'n groot plesier, Tannie Fransie. Wil ek dan nou as gemeente net vir hulle 'n seëngebed uitspreek. Dat ons sê, dis nie die laaste keer wat ons hulle gaan sien nie, hulle is saam met ons, hulle leef voort in ons harte. As jy saam met my wil deel in hierdie seën, net jou hand uit te steek, daar is geen bygeloof met dit nie, dis net om te sê, ons dra hierdie seën vorentoe. Ons wil deelneem aan hierdie seën. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, hier waar oom Johan en tannie Fransie moet oppak en ontslaa raak en minder maak en 'n nuwe lewe, 'n nuwe fase ingaan by Jeffreys Bay. Om vra ons, Here, dat die pad wat hulle nou moet stap geseën sal wees. Dat hulle, soos hulle in hulle eie woorde sê, nie uitgetrek word uit Vanderbijl nie, maar dat hulle uit Vanderbijl uitgeplant word in Jeffreys Bay. Here, dat U met hulle sal wees, dat U hulle sal lei en leer, en dat U hulle sal bemoedig op hierdie pad wat voor lê. Vir tannie Fransie, wie se gesondheid nou nie die beste is nie, kom vra ons, Here, dat U saam met haar sal wees, dat U haar sal behoed en bewaar, en weet ons, Here, dat hierdie proses van U afkom, sodat sy die beste sorg kan kry, wat sy verdien. Here, seën hierdie pragtige mense op hulle pad vorentoe. In die groot en heilige naam bid ons dit. Amen. As wil oom Johan iets sê. Die see waarin ons gaan, het al klare effek, daai baie waters. Dit sit my vlak agter die oë. Maar ek wil vir College Park sê, van die eerste steen, die soja wat hier gesteek is, hier is nog 'n paar van ons wat oor is. Die Here was met hierdie gemeente en hy sal verder met julle wees. Ons het 'n jong leraar, help hom om te groei soos wat die voriges was. Maar vir julle, elke persoon, ek gaan nie name noem nie, maar hier's te veel wat spore getrap het in my Fransie se lewe. En daarvoor sê ons baie dankie. Dit was 'n voorreg en 'n seën van God, ongevraagd, maar hy deel uit sonder mate en sonder om te vra vir wie. Mag die Here met julle wees. Ek sê vir julle, Shalom. Amen. OK, ek wil net 'n seënlied sing. Oom Johan, tannie Fransie, ons kan julle nie laat gaan as ons nie hierdie pragtige lied saam sing nie, en dis net waar ons as gemeente sê, laat Heer U seën op Heeldaal. Ja. Kom ons staan en bid die Here se seëning uit. Laat Heer U seën op Heeldaal,
vol bestraal, U wat beveel en dit geskied, wil Heer U seën oor hulp gebied. Nou kan julle sitplekke inneem. Wil dan nou ook net vir Edgar en Johan en almal wat gehelp het om aan die Fransie boot te kry, dankie sê. Ek glo hulle het dit regtig as iets besonders beleef en ervaar. Wil jou uitnooi, ons kan nie 'n nagmaals erediens hê as ons nie hierdie bekende lied saam gesing het nie. Die toonsetting van die gebed wat die Here ons geleer het. Staan saam met my en kom ons sluit ons diens af met hierdie lied. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die Here, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Nou is dit julle beurt om die seën van die Here te ontvang. Mag ons dwaas genoeg wees om te bid vir vrede. Mag ons dwaas genoeg wees om te bid vir genade, sodat die Here ons in 'n situasie van oorlog sal plaas, sodat die Here vir ons geleentheid sal gee om geduldig te wees. Mag die liefde van ons God en Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees met julle wees. Amen.